Hallo julle en welkom hier so by die Wiskunde Broers. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na faktorisering, spesifiek net oor hoe om die grootste gemeene deler uit te faktoriseer. En ons gaan 'n paar oefenvrae doen, gou-gou 'n paar voorbeelde doen en dan hoop ek dat julle aan die einde van hierdie video presies weet hoe om hierdie te doen en dit verder te vat in jou wiskunde klas of in jou toets of eksamen. So kom ons kyk dit gou vinnig hierso. Ons het 'n paar tipes waarvan jy net moet kennis neem. Die eerste tipe faktorisering wat ons nou gaan kyk is die grootste gemeene deler faktorisering. So 'n kort verduideliking oor presies hoe om wat dit beteken. Die faktorisering met die grootste gemeene deler beteken dat ons die grootste faktor wat in al die terme voorkom gaan uithaal, né? En ek gaan baie keer sê uithaal, eintlik moet ons uit te deel en dan buite die hakkie te plaas. Maar dit is eintlik wat ons aan nou doen is eintlik die omgekeerde van die uitmaalproses. Die uitmaalproses behoort julle eintlik meer gemaklik mee te wees want dit is iets wat ons van 'n jonger ouderdom af doen, maar ons gaan nou eintlik maar net die omgekeerde proses daarvan doen. So kom ons kyk gou na die stappe wat jy moet volg om dit reg te kry. So stap nommer 1 is bepaal die grootste gemeene deler van die koëffisiënte. So bepaal die grootste gemeene deler van die koëffisiënte. Ek gaan nou vir jou wys hoe om dit te doen. Dan identifiseer enige gemeenskaplike veranderlikes. So wat se letter, is in al die terme. En dan moet ons kyk, indien nou 'n gemeenskaplike veranderlike is, gaan ons kyk na die kleinste eksponent wat vir elke veranderlike voorkom. En weer eens ek gaan vir julle nou 'n voorbeeld gee van presies wat dit beteken. Okay, dan stap nommer 3 is skryf jy GGD of die grootste gemeene deler voor die hakkie en dan deel ons elke liewe term wat ons het deur daai GGD om die oorblywende terme binne in die hakkie te kan plaas. Byvoorbeeld 1 gee ons vir die volgende uitdrukking 12x plus 18. Die GGD van die 12 en die 18, ons het daai 12 en die 18 is 6. Dis die GGD van die koëffisiënte van daai uitdrukking. Daar is geen gemeenskaplike veranderlike nie. Soos ons kan sien hierso in hierdie uitdrukking is daar 'n x in my eerste term, maar geen veranderlikes in my tweede term nie. Okay, so wat doen ek dan nou? In stap 3 skryf ons die 6. So stap 3 skryf ons die 6 voor die hakkie en dan deel ons elke liewe term deur daai GGD. En hierso doen ek dit dan nou presies vir jou. Ons het daai uitdrukking wat gegee was. Ons het 'n GGD gehad van 6 en ons skryf dit dan voor die hakkie en dan skryf ons 'n hakkie en deel elke liewe term wat ons aanvanklik gehad het deur daai GGD en dit is dan wat oorbly. Wat baie belangrik is hierso met faktorisering is wanneer jy klaar gefaktoriseer is, is daar geen meer GGD's in jou hakkie nie. En ook, kan jy dit gaan toets en dit weer terugmaal. En indien jy dit reg gefaktoriseer het, as jy dit terugmaal, moet jy kom by presies dieselfde uitdrukking is wat jy aanvanklik gegee is. So kom ons doen dit gou net vinnig hierso. 6 maal 2x gee ons dan 12x. En dan 6 maal 3 gee my 18. En dit is presies wat hulle vir my in die begin gegee het. Dit is die uitdrukking wat gegee is, uitdrukking wat gevra is ons dit moet faktoriseer. En dit is dan my volledige faktorisering is dan 6 hakkie 2x plus 3 hakkie. Voorbeeld nommer 2. Voorbeeld nommer 2 is klein bietjie meer ingewikkeld, net omdat ons het hierso klein bietjie meer veranderlikes. So die uitdrukking wat gegee is 15x kwadraat y plus 10x y kwadraat. En die vraag sê faktoriseer hierdie. Alright, so ons gaan nou net deur ons stappe hierso gaan. Stap nommer 1 is bepaal die GGD, die grootste gemeene deler van die koëffisiënte. Ons het 15 en 10 daarso. Wat is die grootste gemeene deler daarso? En dit is 5. En wat ek hou daarvan om hierso op die kant vir myself, selfs al skryf ek 'n toets, net hierso te skryf GGD en ek begin dan met my stap 1 en ek sê okay, wel, ek weet 5 is 'n GGD van hierdie uitdrukking. Stap nommer 2. Kyk na die veranderlikes en bepaal die kleinste eksponent van daai spesifieke veranderlikes wat in al die terme voorkom. So kom ons kyk gou hierso na. Kom ons kry hier 'n ander kleur. Ons het x hierso en 'n x daarso. So ek sien x. Dit is gemeen, ons het 'n x in albei van hierdie terme, en nou gaan kyk ek na die eksponente van hierdie x. In my eerste term het ek 'n eksponent van 2, en in my tweede term het ek 'n eksponent van 1. So die kleinste eksponent wat in albei van hulle voorkom, is dan x tot die mag 1, en ek skryf dit neer hierso by my GGD. En ons kan nou hierso selfs 'n ander kleur vat, kom ons al net gou hierdie highlight af. Alright, so nou sien ek daar is nog 'n veranderlik en dit is y. Ons het y tot die mag 1 en y tot die mag 2. Dit is gemeen. Y is in albei van hierdie terme. Wat is die kleinste eksponent wat in albei van hulle voorkom? Y tot die mag 1. En nou het ek my GGD gaan bepaal. Volgende stap,
Nee, stap nommer 3 is skryf jou GGD. Skryf jou GGD. En dan in 'n hakie gaan skryf jy wat oor is indien jy elke liewe term deel met daai GGD. So term nommer 1 is 15, nee? As ek 15 deel deur 5, kry ek 'n 3. Ek het x kwadraat, as ek x kwadraat deel met x, dan kry ek x tot die mag 1. Ek het y, as ek y deel met y tot die mag 1, kry ek 'n 1. Ek kry eintlik al 'n 1, nee? Maar dit is nie nodig vir ons om daai 1 te gaan skryf nie, nee? Dit is daarso, ons het 1 gekry, maar dit is nie nodig om te skryf maal 1 nie, omdat 3x maal 1 nog steeds vir jou 3x gaan gee. Dan gaan ek aan en skryf my teken, plus. En ek beweeg dan aan na term nommer 2. Term nommer 2, 10 gedeel deur die GGD van 5 gee vir my 2. X tot die mag 1 gedeel deur die GGD, x tot die mag 1 gee vir my 1. So ek gaan hom nie nou skryf nie. Dan y tot die mag 2 gedeel deur die GGD, y tot die mag 1 gee vir my y tot die mag 1. Y tot die mag 2 gedeel deur y is y. En dit is my volledige faktorisering van hierdie vraag. En dit is ook presies wat ek vir jou dan hierso onder gewys het. Daarso is presies wat ons gaan kry. Weereens, as jy nie seker is of jy reg gefaktoriseer het nie, gaan maal uit jou hakies, gaan kyk of jy terug kan kom by die uitdrukking wat aanvanklik vir jou gegee is. Vraag nommer 1 gee ons vir julle 8x plus 12. So, hierso aan die regterkant gaan ek gaan skryf wat my GGD is gelyk aan, en ek gaan eers werk aan dit. Nou, hierdie spesifieke gedeelte gaan nie gemerk word nie, jy kry nie punte daarvoor nie, maar dit help my altyd, net om seker te maak ek is op die regte pad, en om seker te maak dat ek net weet wat aangaan, en wat ek gaan moet skryf voordat ek actually begin faktoriseer. So, ons kyk hierso na 8 en 12, en ons kyk na wat is die grootste gemeene deler tussen hulle 2, en dit is dan 4. Ek skryf van 4 neer, ek sien ek het 'n x, veranderlike in my eerste term, maar ek het geen veranderlike in my tweede term nie, so daar is geen gemeene deler op my veranderlikes nie. Dus kan ek dan gaan en begin faktoriseer. Ek skryf my GGD neer, indien ek klaar is met dit, maak ek my hakie oop, en ek gaan dan en deel my eerste term met my GGD. So 8 gedeel deur 4 of 8x gedeel deur 4 is dan 2x. En dan gaan ek aan en ek sien ek het 'n plus, daarso so ek skryf 'n plus, en dan doen ek dieselfde met my tweede term. 12 gedeel deur 4 is gelyk aan 3. En dit is jou volle antwoord. Jy los dit daarso, dit is nou gefaktoriseer. Nou, ek het dit in die voorbeelde genoem, en ek gaan dit nou net nog een keer noem, dat indien jy onseker is of jy reg is, nee, kan jy gaan en dit gaan terugmaal. En ek doen dit nou spesifiek in rooi, so dat jy net kan onderskeid tref tussen wat gemerk gaan word. Die blou gaan gemerk word, die blou is die antwoord op die vraag, maar hierdie in rooi is net 'n vinnige toets. 4 maal 2x gee vir my 8x, en 4 maal 3 gee vir my plus 12. Nou, wanneer jy dit doen, moet jou toets presies dieselfde wees as wat aanvanklik vir jou gevra is. En dis 'n toets net om te wys dat hierdie blou gedeelte wat ek hierso het, is reg gefaktoriseer. Kom ons gaan dan aan na vraag 2. Vraag nommer 2 het ons 24a plus 36b, en ek gaan presies dieselfde doen. Ek gaan sê, skryf hierso, GGD is gelyk aan, en ek kyk na 24 en 36, my twee koëffisiënte. My GGD daar is 12. 12 is die grootste waarde wat in albei van daardie twee waardes kan indeel. 12, dan gaan ek aan en ek sien ek het 'n a, maar ek het geen a in my tweede term nie, en dus is a nie 'n gemeene deler nie. Ek sien ek het ook 'n b in my tweede term, maar ek het geen b in my eerste term nie, en dus is dit nie 'n gemeene deler nie. As ek klaar is met alles, kan ek begin. Ek skryf my GGD neer, maak my hakkie oop, en ek begin dan my eerste term deel deur daai GGD. 24a gedeel deur 12 gee vir my 2a, plus 36 gedeel deur 12, 3b, en ek sluit dit, en dit is dan ten volle gefaktoriseer. Kom ons kyk gou hierso na vraag nommer 3. Vraag nommer 3 het ons 14x kwadraat min 21x. En ek gaan doen dieselfde hierso. GGD is gelyk aan, en ek gaan kyk na 14 en 21, en vra myself wat is die grootste waarde wat albei van hulle kan indeel. En dit is dan 7. En ek sien daar's 'n x kwadraat in my eerste term en 'n x tot die mag 1 in my tweede term. Dus is x 'n gemeene deler, so ek skryf x neer, en die eksponent van die x wat ek hier neerskryf, moet die kleinste eksponent wees wat ek vind in hierdie twee terme, en dit is tot die mag 1. En nou kan ek begin, 7x, en ek maak oop my hakkie. En nou moet ek my eerste term deel deur daai GGD, so 14 gedeel deur 7 is 2, en x kwadraat gedeel deur x is x tot die mag 1.
minus, nou ons het 'n minus daarso, 21 gedeel deur 7 is 3, en x tot die mag 1 gedeel deur x tot die mag 1, kanselleer uit, of is eintlik 1, maar ons hoef nie dit te gaan skryf nie, omdat ons klaar daar 3 het, en 3 maal 1 bly dan 3. En dit is vraag 3. Kom ons kyk gou na vraag 4. In vraag 4 gaan ons opsetlik 'n fout maak. En ons gaan die fout maak deur te gaan kyk wat die grootste gemeene deler is. En ons gaan 'n gemeene deler kry, maar ons gaan nie noodwendig die grootste gemeene deler kry nie. En dit sal dan so lyk. GGD. Dis 2 terme, so ek kyk na my 18 en my 27 en vra myself wat is die grootste gemeene deler. Nou in hierdie geval is die grootste gemeene deler 9. Maar kom ons sê dat jy het nie dit gesien nie. Jy het gesien dat die grootste gemeene deler in jou opinie was 3. Ons kan dit doen. Kom ons kyk gou wat gaan gebeur. 3, dan het ons m kwadraat en m. Dus is m tot die mag 1 'n gemeene deler. N tot die mag 1 en n tot die mag 2. N tot die mag 1 is 'n gemeene deler. En nou gaan skryf ons daai 3mn hakkie. En ons gaan deel my eerste term deur daai GGD. So 18 gedeel deur 3 gee vir my 6. M tot die mag 2 gedeel deur m is m tot die mag 1. En n tot die mag 1 gedeel deur n tot die mag 1 kanselleer dan uit. Plus 27 gedeel deur 3 gee vir my 9. M tot die mag 1 gedeel deur m tot die mag 1 kanselleer uit. En n tot die mag 2 gedeel deur n is n tot die mag 1. Nou kom jy hierso en jy dink dit is jou antwoord. Nou, hierdie spesifieke plek waar ons nou is gefaktoriseer. Nee, dit is gefaktoriseer, dit is een term. Eers sien ons dit hierso 3mn maal 'n hakkie is een term, dit is gefaktoriseer. Maar dit is nie ten volle gefaktoriseer nie. Nou hoe weet ek of iets ten volle gefaktoriseer is of nie? Iets wat jy altyd kan gaan doen is, jy gaan terug na jou hakkie toe. En jy gaan vra jouself, is daar moontlik nog 'n gemeene deler tussen die terme in my hakkie? Ons het 6m en 9n. Nou tussen 6 en 9 is daar 'n gemeene deler. Wat is dit? Dis 3. Wat beteken daar moet nog gedeel word met nog 'n 3. Want ons het nie die grootste gemeene deler in die begin uitgehaal nie. Nou dit is fyn, ons kan dit dan doen. Ons gaan nou 'n 3 hier uithaal. En ons moet hom uithaal uit albei van hierdie terme. So ek haal 'n 3 dan hierso uit. Nee, so ek deel dan alles binne my hakkie met 'n 3. Iets wat jy net moet besef is, wanneer jy dit gaan uithaal en jy gaan dit ook by die hakkie vat, gaan dit maal met alles wat klaar daar was. So ons haal nou nog 'n 3 uit. En ons maal dan dit met 3mn, so 3mn maal 3 is 9mn. En dan hierdie 6m word gedeel deur 3 soos 2m. En 9n word gedeel deur 3 soos 3n. En dit is dan ten volle gefaktoriseer, want daar is geen meer gemeene delers binne in my hakkie nie. En dan ons laaste vraag vir vandag is nommer 5. En hierdie is 'n bietjie van 'n langer ene omdat hy 3 terme het. In hierdie 3 terme sien ek as 50, 25 en 75. En ek gaan vra myself, wel wat is die GGD tussen daai koëffisiënte? En die grootste gemeene deler in hierdie geval is 25. Nou iets wat jy net moet besef hierso is met 3 terme of 4 terme, dit kan maak nie saak hoeveel terme dit is nie. Jou GGD moet 'n gemeene deler wees in al die terme wat daar is. So 50, 25 en 75 grootste gemeene deler is 25. Ons sien ons m kwadraat m en m tot die derde m tot die mag 1 is die grootste gemeene deler, nee. Onthou, dink gou terug na stap nommer 2. Stap nommer 2 het gesê, vat die veranderlike, nee, en vat die kleinste eksponent van die veranderlike wat in al die terme voorkom. N tot die mag 3, N tot die mag 2 en N tot die mag 1 is dan N tot die mag 1 my gemeene deler. Ek skryf my gemeene deler daarso neer, 25mn, en ek begin dan met my uithaalproses, of my deelproses. Term nommer 1 het ons 50 gedeel deur 25, geef my 2. M kwadraat gedeel deur M is M. N tot die derde gedeel deur N is N tot die tweede. Minus 25 gedeel deur 25, dis 1. Nee, jy sal sien, ek gaan nie nou skryf nie, dit is 1. Ons kan nou 1 ook enetjie daar neerskryf, maar dit is moontlik dat ons hom later gaan moet uithaal. En ons M tot die mag 1 gedeel deur M, weer eens is 1, dit kanselleer uit. En N tot die mag 2 gedeel deur N is N. En dit is hoekom ek gewag het om dit te skryf, want ek hoef nie daar 1 daar te sit nie. Dit is 1 maal N en dit bly nog steeds N. Dan het ek 'n plus 75 gedeel deur 25 is 3. M tot die derde gedeel deur M is M tot die tweede. En N tot die mag 1 gedeel deur N tot die mag 1 kanselleer uit of is net 1.
En dit is dan my finale antwoord. En net gou vinnig hierso, dieselfde soos met die vorige vraag, jy kan gaan kyk na al 3 terme hierso binne in die hakkie, en jy sal sien dat ons geen meer gemeene deler in almal van hulle nie. Hier is wel 'n M in my eerste en in my derde term, nee, in my hakkie, maar omdat hy nie in die tweede term ook is nie, is dit nie 'n gemeene deler in al die terme nie, so ek kan dit nie dan gaan uithaal nie. En dit is al waarvoor ons vandag tyd het. Ek hoop dit het gehelp. Ek sal jou aanraai om terug te gaan, nee, daar ons nog nie begin met die vraag nie, probeer dit self en kyk hoe vorder jy.